Ek lees vir u vanoggend uit die boek van Johannes 2 vanaf vers 18 tot 17. Dit gaan oor die anti-Christus. Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n anti-Christus kom en is daar nou reeds baie anti-Christe? Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moet duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur Christene gesalf met die Heilige Gees, en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie, maar juis omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leuenaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-Christus, hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wie nie die Seun erken nie, verwerp ook die Vader wie die Seun erken, en hy wat die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sê julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun ons beloof het, die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei. Wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles. En wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Tot sover ons skriflesing. Liewe gemeente, ons bestudeer vanoggend 2 teenstrydighede. Haat teenoor liefde, Christendom teenoor ateïsme. Ingrypende kontraste. Haat, liefde, Christendom, ateïsme. As teksverse gebruik ek Openbaring 21, vers 24 en Johannes 2, verse 10 tot 11. Nou in 'n grot in Patmos, aan die eilande in die Middellandse See, openbaar die Heilige God, die Heilige Gees, aan Johannes 'n wonderlike visioen. Hy wys vir hom 'n beeld van die nuwe stad Jerusalem en van die nuwe hemel en die nuwe aarde. In Openbaring 21 sê hy, die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen. Ek het al baie daaroor gewonder, die konings van die aarde bring hulle skatte daarheen. In Johannes 1, vers 2, verduidelik Johannes die nuwe gebod. Hy sê, wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Nou God se reddende genade is daar vir alle mense, al is jy ook 'n koning. Terwyl ons nog leef, is dit nooit te laat om as Christen te bely dat jy Christen is nie. En ook om gered te word nie. Nou, 'n merkwaardige verhaal uit die antieke geskiedenis bevestig hierdie waarheid. Baie jare gelede
hier so in die tydperk 300 na Christus. En daar 'n keiser geleef in Rome. Sy naam was Konstantijn die Grote. En hy was een van die grootste keisers wat Rome ooit geken het. Hy het eers bekend gestaan as die onoorwinnelike son, en so is hy aanbid. Die onoorwinnelike son. Hy is so aanbid. Maar in 'n droom het hy die simbool van die kruis gesien en het hy die kruis as 'n simbool van sy oorwinnings aanvaar. Hy het dan ook verstommende oorwinnings behaal. En sy sukses as keiser het hy aan die God van die Christene toegeskryf. Nou, baie mense twyfel of sy bekering eg was, want na sy nuwe godsdiens het hy ook getrou gebly aan die gode van Rome. Julle, daar is baie gode in Rome. En hy het dan ook as die hoëpriester van die staatsgodsdiens gebly. Nou, onder Konstantijn het die kerk 'n baie voorkeurposisie beklee. Jy weet, tot op daardie stadium was Christene gemartel, doodgemaak, en het die Christene in die geheim moes byeenkom. Maar in sy tyd, in Konstantijn se tyd, het die kerk 'n voorkeurposisie beklee. Die burgers is toegelaat om hulle eie godsdienst te kies, en vervolging en martelary is gestaak. Godsdienstige leiers het belangrike posisies in die staatsdiens gekry. Kerke is opgerig waar daar van tevore martelare gesterf het. Konstantijn se ma, Helena, het pelgrimstogte na die heilige land toe aangemoedig. Christenskap het mettertyd mode geword, maar dit het ongelukkig ook tot gevolg gehad dat morele standaarde verlaag het, en godsdienst het baie kunsmatig en oppervlakkig geword. Konstantijn het homself gesien as die leier van die kerk en die staat, en sy nuwe stad Konstantinopel, wat Rome moes vervang, is in die jaar 324 na Christus voltooi. En dit het dan ook 'n hoofstad gebly tot in die jaar 1453, toe dit deur Islam vernietig is. Nou, hier is die kern van hierdie boodskap oor Konstantijn. Terwyl hy op sterwe gelê het, is hy gedoop as lidmaat van die kerk van Christus. Hy het op Paasfees in 337 na Christus gesterf en is in Konstantinopel begrawe. En hy sal onthou word vir sy reuse bydrae om die kerk te laat groei en te laat wortel skiet. Nou, ons tema, haat teenoor liefde. Kom ons kyk 'n bietjie. Nou, wat is haat? Wat is haat? Ons ken dit. Ons weet in die Afrikaanse taal wat haat beteken. Dit is 'n emosie van intense weerstand, afkeer of apatie teenoor 'n ding of 'n persoon. En gewoonlik is die emosie dan ook om die objek van haat te vermy, te beperk, te verwyder of te vernietig. Nou, dikwels is haat 'n natuurlike emosie, want mense haat dit as iemand hulle persoonlike welsyn of geliefdes te nakom. Nou, in die Bybel is haat kenmerkend van sondaars. Haat staan in sterk kontras by die liefde wat Jesus van sy volgelinge verwag. Hy sê in Matteus 5 vers 44, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. Dit is 'n geweldige opdrag, jy moet jou vyande lief hê. Nou is die groot vraag is, kan die God van liefde dan haat? Kan God haat? Kan God haat? Deur al die eeue lank is hierdie onderwerp in diepte
gedebatteer. En is daar baie oor liefde en haat gepraat. Biblioteke, leesmateriaal is vol daarvan. Maar die Hebreëse term en die westerse beskouing verskil van mekaar. Oral in die Bybel verskyn die begrippe van liefde en haat. En dit veroorsaak 'n groot verwarring. En daar is, deur teoloë, is daar baie gedebatteer oor wat beteken haat. Kan God dan haat? Nou in die Hebreëse sin is daar 'n veranderde benadering. Jy sal nou daar dit hoor. Die ateïste val juis die Bybel aan en probeer om te bewys dat hierdie teenstrydighede in die Bybel maak dat hulle nie aan die Bybel glo nie. Die woord van die Allerhoogste sê, God is liefde. In Johannes 2, vers 10 tot 11 sê God, wie sy broer liefhet, bly in die lig. En daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en lewe in die duisternis, en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Ek het dit net nou vir u voorgelees. Dus, as God ons waarsku om nie ons broer of suster te haat nie, sê hy dan dat ons in die duisternis wandel as ons dit doen. In Romeine 9 vers 13 staan daar, en die Here sê dit, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Vir Esau het ek gehaat. Nou wanneer ons na die Hebreëse woord kyk, die Hebreëse woord vir liefde is ahav, A-H-A-V, ahav. Dit is nie 'n emosie nie, maar 'n aksie wat dui op 'n keuse wat uitgeoefen word en hoofsaaklik beteken om te kies of te verkies. Die Hebreëse stamwoord wat hier as haat vertaal word, is die woord sanei, S-A-N-E-I. Dit is die teenoorgestelde van liefde en dit beteken nie verkies nie. Nou nou die twee terme hierso. Om te kies of nie te kies nie. Verkies of nie verkies nie. Nou dis die Hebreëse vertolking van hierdie woorde wat in die Bybel staan. Nou in Romeine 9 vers 13 sê die woord, Jakob het ek gekies, maar vir Esau het ek nie gekies nie. Die Afrikaanse Bybel sê, God het hom gehaat. Die Hebreëse woord sê, ek het hom nie gekies nie. Dis 'n verskil. Esau het verkies om God se bevele te verontagsaam en selfs doelbewus ongehoorsaam te wees. Die Bybel is duidelik dat dit sonde is wat ons van hom skei, omdat Esau besluit het om nie aan God gehoorsaam te wees nie, het hy gekies om nie aan God gehoorsaam te wees nie. En God het hom nie gekies nie, omdat hy nie vir God gekies het nie. Dit is 'n baie interessante nuance verandering van die term haat. Die Here sê in Exodus 20 vers 5 sê hy, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat.
van die wat my haat. Nou sê die Hebreëse term, van die wat my nie gekies het nie. Nog 'n aanhaling. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy nie my disipel wees nie. Jy kan mos nou nie jou ouers haat nie. Jy kan mos nie jou kinders haat nie. Wat die Here hier bedoel is uit die Hebreëse oogpunt gesien is, en jy kies my nie. Jy kies my nie. Die Here verwag egter dat ons hom bo enige iemand anders in ons lewens moet kies. Kom ons kyk nou na liefde. Wat is liefde? In die Griekse Bybel word die woord agape gebruik vir liefde. A-G-A-P-E. En dit het 'n baie besonderse betekenis. Ons weet almal wat liefde is. Liefde gee en liefde offer op. God moes sy seun opoffer om ons te dien. Ons moet ook vir God en mekaar dien. Dit is die onselfsugtige liefde, as jy vir iemand anders iets doen en andere dien. In Johannes 4 vers 9 sê hy, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die liefde kan hê. Liefde wek liefde. Die doel van ons liefde moet wees om na ander uit te reik en hulle lief te hê, sodat hulle ook kan leer om lief te hê. Baie interessante aanhaling deur 'n president, 'n voormalige president van Amerika. Hy het gesê, ek vind dit baie interessant. Hy sê, hy het sy vyande vernietig deur hulle lief te hê. Kan jy dink dat 'n president wat baie maal gekonfronteer word deur vyhandige magte van buite? Op 'n stadium was Rusland die grootste vyand van die westerse bevolking en beskawing. En hierdie president sê, hy het sy vyande vernietig deur hulle lief te hê. Met liefde breek jy mense se vyandskap en haat af en leer jy hulle ook om lief te hê. In ons liefde vir mekaar word die onsigbare God sigbaar. Sy liefde skep liefde in ons en ons liefde skep liefde in mekaar. Kom ons kyk na Christendom. Nou waartoe lei Christendom? Ons leer in die Bybel dat goeie werke ons nie vir God aanvaarbaar kan maak nie. In Titus 3 vers 5 sê dat God ons bloot uit genade gered het en dat ons ou sondige natuur dood en begrawe is. Dat God ons 'n tweede keer gemaak het. 'n Christen is dit iemand wat weer gebore is. Dit is iemand wat sy geloof en sy vertroue in Jesus Christus geplaas het. Efesiërs 2 vers 8 sê, vra julle waarom julle nou juis gered is? Vra julle waarom julle nou juis gered is? En baie maal dan vra ons dit vir onsself. Hoe kan ek sê dat ek gered is? Wel, dit is omdat God so goed is en julle Jesus so vertrou. 'n Ware Christen is iemand wat sy of haar sonde bely het en sy of haar volle geloof en vertroue op Jesus Christus alleen plaas. Geloof en vertroue in Jesus Christus. Nou weet jy,
Jy moet Christus vertrou, want hy het beloof, wie in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Kan ons Christus vertrou met dit wat hy daar gesê het? As jy 'n Christen is, dan sê jy, ja, ek vertrou. En terselfdertyd sê die Bybel ook, en sê die woord vir ons ook, en sê Christus vir ons, wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle, driemaal heilige Hemelse Vader, Jesus Christus, ons Verlosser, en Heilige Gees, ons Vertrooster en Leidsman. Ons bely dat ons nie altyd geduldig wag op die hulp wat ons van U vra nie. Ons is oorhaastig en wil dat ons wil en nie U wil nie sal geskied. Uit die woord het ons gehoor dat U verstaan dat ons as mensekinders dikwels onsympatiek en selfs liefdeloos teenoor ander optree. Leer ons om mekaar lief te hê soos wat ons onsself lief het. Ons bid vanoggend vir elke lidmaat en kind van hierdie gemeente. Dankie dat U vir ons die weg aangewys het, sodat ons as mense ons vrese kan aanspreek, dat ons dit aan U voete kan lê met die wete dat U verstaan. Lei ons om die geloof te behou, juis omdat U ons lief het. Ons dra aan U op elkeen wat swaar kry weens finansiële, of weens gesondheidsprobleme, of weens werksprobleme, of verhoudingsprobleme, of watter probleme hulle ook al mag ervaar. Wil U op U tyd vir hulle antwoorde bring? Dankie dat U in U woord vir ons die versekering gee dat U ons nooit sal verlaat nie. Help ons om te onthou dat liefde wek en dat haat hartseer bring. Ons bid vir die kerk van Christus oor die hele aarde. Ons bid vir die Christene wat aan vervolging blootgestel is. Ons bid vir ons kinders. U het self gesê dat aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ons bid dat hulle sal sterk staan om die magtige versoekinge wat op hulle pad kom te kan weerstaan. Help ons om U wil te aanvaar en om te volhard en ook in die gebed te volhard. Help ons om die lewe tegemoet te gaan met hoop, geloof en liefde as ons rigsnoer. Amen. Sluit af met 'n gebed. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees in U en by U wees van nou af tot in ewigheid. Amen.